Goeienaand. Nogmaals welkom by ons aandgodsdiens. Ons gaan vanaand voort met ons skriflesing uit 2 Petrus hoofstuk 2. Nou as jy weet, jou laaste uur is naby en jy kry nog een geleentheid om vir geliefdes 'n laaste boodskap te stuur wat dalk moontlik 'n verskil aan hulle lewens kan maak, gaan jy jou nie ophou met ligsinnige en onsinnige praatjies nie. Jy gaan praat oor dinge wat regtig saak maak. Jy gaan waarsku teen dit wat jy weet werklik vir hulle kan laat struikel wanneer jy nie meer daar is nie. En dit is hoe ons hierdie tweede brief van Petrus moet hoor. Hy is 'n ou apostel. Hy weet sy dood is voor die deur. En juis daarom is dit soveel meer merkwaardig hoeveel aandag hy hier gee aan vals leraars. Dit sê vir ons, hierdie is nie 'n klein saakie vir hom nie. Hy is nie maar net foutvinderig in die lewe van mense en van die gelowiges nie. Dit is 'n saak wat die kerk se geloof, se gehoorsaamheid, se volharding, se voortbestaan tot en met die wederkoms raak. Nou in vanaand se gedeelte wys Petrus weer vir ons dat vals leraars nie onherkenbaar is nie. As jy hulle aan die woord meet, as jy die lig van die woord oor hulle gooi, begin die kenmerke so sere en skandvlekke uitstaan. Terwyl ons lees vanaand, let op die kenmerke wat hy hier uitlig. Let op hulle hoogmoed. Hy sê hulle is vermetel en eiesinnig. Daar is by hulle niks nederigheid onder die woord van God nie. Let op hulle lewe. Sonde is nie meer iets waarteen hulle stry nie. Inteendeel, hulle verbuig en verdraai die woord om sonde aanvaarbaar te maak. Dit wat uit die woord van God verkeerd is, dit praat hulle goed. Let op hulle gierigheid. Hulle is bedrewe geldwolwe. Hulle gaan self so ver om soos Biliam, waarvan ons in Numeri 22 tot 24 lees, geld te aanvaar om vals te spreek tot hulle eie voordeel. Die woord van God te manipuleer tot hulle eie voordeel. Let op hulle leebeloftes. Petrus sê, hulle is soos droë fonteine. As jy daar in 'n dorre woestynlandskap is, sien jy die groen en jy hoop vir 'n bietjie drinkwater, maar as jy daar kom is daar niks, net 'n stinkende moddermassa. En let veral dan op hierdie kern. Hulle beloof vryheid, maar hulle is self slawe van verdorwenheid en hulle verlei mense weg van die vryheid wat Christus gebring het. Dwaling het deur die eeue maar nog altyd dieselfde gebly. Dit is die merkwaardige. Elke keer kom dit net met 'n nuwe baadjie. Daarom kan ons met aandag luister na hierdie kenmerke wat hy uitlig en kan ons vir onsself vra, waar sien ons dit in die wêreld rondom ons? Kom ons luister dan na 2 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 10 tot 22. Hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig nie. Selfs die engele, wat tog baie sterker en magtiger is, bring nie voor die Here lasterlike aanklagte teen hierdie wesens in nie, maar hierdie mense praat lasterlik van dinge waarvan hulle niks verstaan nie. Hulle is soos verstandlose wilde diere wat voortgebring word om gevang en doodgemaak te word. Soos wilde diere sal hulle ook verdelg word. Vir hulle goddeloosheid sal hulle die loon van die goddelose ontvang. Hulle verlustig hulle daarin om helder oordag swelgpartye te hou. Wanneer hulle saam met julle eet, is hulle 'n smet en 'n skande, omdat hulle aan uitspattighede te buite gaan. Hulle oë is die ene welis en aan sonde kry hulle net nie genoeg nie. Hulle verlei onstandvastige mense en is bedrewe geldwolwe, die vervloektes. Hulle het die reguit pad verlaat en verdwaal geraak. Hulle het die weg gevolg van Biliam, seun van Beor, wat daarop uit was om vir geld onreg te pleeg, maar wat oor sy oortreding bestraf is. 'n Stom rydier het toe met die stem van 'n mens gepraat en 'n einde gemaak aan die onsinnige optrede van die profeet. Hierdie mense is droë fonteine, miswolke wat deur 'n stormwind voortgejaag word. Vir hulle word in die diepste duisternis plek gehou. Hulle is aanmatigend en sê sinlose dinge. Met welloos en losbandigheid verlei hulle die mense wat pas vrygekom het uit die kring van die wat op dwaalweë verkeer.
Hulle beloof vryheid aan hierdie mense, al is hulle self slawe van die verderf, want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoord waar: 'n hond gaan terug na sy braaksel en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Tot sover uit die woord van die Here. My woord is soos vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gekap word. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dank U vir U woord. Dankie dat U woord ons nie aan onsself oorlaat nie. U woord rig ons. U woord stuur ons, troos ons en wys vir ons die regte pad. Vader, bewaar ons tog van dwaling. Maak ons oë oop vir stemme wat mooi klink, maar wat ons uiteindelik net wil weglei van Christus en sy waarheid. Gee dat ons nie met ons eie begeertes agter die aanloklike stemme van die wêreld sal aanloop nie. Gee vir ons wysheid, gee vir ons onderskeidingsvermoë om tussen waarheid en leuen te kan onderskei. Here, ons bid vanaand vir elkeen wat na hierdie boodskap luister. Ons bid dat U elkeen in getrouheid aan U woord sal bewaar. Laat U Heilige Gees ons harte voorberei vir die waarheid van U woord. En laat U Gees ons sterk maak teen misleiding. Here, bewaar ook in hierdie tyd waarin ons lewe, U kerk op aarde. Daar is soveel stemme wat ons wil weglok van die waarheid, soveel stemme wat U kerk ten gronde wil laat gaan. Ons is baie keer soos kinders, swak, maklik beïnvloedbaar, uitgelewer. Lei ons tog deur U woord, lei ons deur U Gees. Here, hou ons naby aan U, hou ons naby aan Christus, ons Here, ons Herder, ons Verlosser. Amen.